Goeiedag. Ons kyk weer na die evangelie, die goeie nuus van Jesus Christus, dit wat gekom het bykans 2000 jaar terug, vir elke mens. Jesus Christus nou my lewe. Die werklikheid daarvan is dat God het die lewe van Christus uitgestort op elke mens. Die keuse is, wat het jy daarmee gedoen? En dit is hoekom dit so belangrik is dat ons gaan kyk. Hy praat die skrif in Efesiërs 1 vers 13. Hy sê, toe ons die woord van die waarheid, die evangelie van jou redding, gehoor het en dit geglo het, word jy verseël met die belofte van die Heilige Gees. Hy praat hier van 'n spesifieke evangelie. Evangelie is die goeie nuus, en die goeie nuus is dat jy gered is. 2000 jaar terug. Die mense in die Ou Testament het nie daardie goeie nuus gehad nie. Dit kon nie die evangelie wees nie, want hulle was verlore. En dit is so belangrik dat hier, as jy na die groot werklikheid gaan kyk, die evangelie, ek noem dit altyd in 'n neutedop, 2 Korintiërs 5 vers 15 tot 21, wat jou die hele werklikheid van die kruis beskryf, 2 Korintiërs 5 vers 15 tot 21. Dan praat hy hiervan, maar dan kom hy in die 18de vers, hy sê ons is nou 'n nuwe skepsel. Dan sê die skrif vir ons, dit alles is uit God, wat die wêreld met homself versoen het. En nie net die wêreld kom versoen het nie, want dis wat Jesus Christus kom doen het, maar ook vir ons die bediening van versoening gegee het. Hy het ons kom versoen en vir ons die bediening van versoening gegee, die evangelie van redding, dat elke mens gered is. Maar ongelukkig het elke mens dit nie aanvaar nie. En dan kom Romeine 10, wat nou baie mooi skriffies het, geloof kom deur die gehoor deur die woord van God, hy wat met sy hart glo en Jesus Christus bely. Maar dan kom hy in vers 13, dan sê hy, elke mens wat die Here aanroep sal gered word. Maar hoe kan hulle glo in iemand wat hulle nie van gehoor het nie? En hoe kan hulle hoor sonder iemand wat preek? En hoe kan hulle preek as hulle nie gestuur word nie? Hoe lieflik is die voete van hulle wat die evangelie, die goeie nuus verkondig, dat die oorlog klaar is, dat die werklikheid daar is. Jesus Christus was suksesvol aan die kruis gewees. En dit is so belangrik. Nou sit 'n mens en wonder, hoekom dink ons baie keer daaraan, dat, weet die mense praat daarvan, dan sê hulle, 'n sekte is wanneer dit Jesus Christus plus nog iets is. Maar is dit nie waarin ons onsself bevind, amper elke dag, in ons tradisie, in ons oorlewering, dat dit is Jesus Christus plus nog iets? Mense, nou moet ons onsself die vraag vra, kan Jesus Christus alleen, kan hy, ek wil amper dit so sê, die job doen? Is Jesus Christus genoeg vir ons? Weet jy, baie keer dan sit mense en dink, as jou skoen nou stikken is, en jy vat hom partykeer na die buurman toe, dan kan hy hom so 'n bietjie vir jou regmaak, of fix, of wat ook al. Maar die belangrikste wat ons geleer het, is, as die skoen stikken is, vat hom na die skoenmaker toe. Want hy het die skoen gemaak, hy weet presies, hy het hom gemaak, hy weet presies om hom te herstel. En dan sit mense en dink, ek het op 'n stadium, net toe ek student was, het ek van die eerste Volkswagen Golfies, is eintlik my pa se wat ons gery het, maar daar was 'n sekere probleem, en dan het ons hom by mense gehad waarby ons hom gekoop het, en dan het ek nou Pretoria toe, het ek hom daar na mense toe gevat, en daardie sekere probleem kon hulle nie oplos nie, want dit was die eerste van daardie reeks gewees, toe die Golfies net uitgekom het, en op 'n stadium, toe skakel hulle my en sê, hoor jy moet nou kyk dat jy hierdie naweek afkom huis toe. Dan vat jy die kar daar waar jy hom gekoop het, want daar is nou van die werktuigkundiges wat van Duitsland afkom. Met ander woorde, die mense wat daardie voertuig vervaardig het. En dit was net so, toetiks, dus die probleem uitgesorteer, en nooit weer 'n probleem daarna nie. Met ander woorde, dit is so belangrik dat, wanneer ons 'n probleem kry, met 'n horlosie, vat jy hom horlosiemaker toe, en met die skoen, dan vat ons hom na die skoenmaker toe, met die kar, dan vat ons hom na die werktuigkundiges toe, wat hom gemaak het, en wanneer ons 'n probleem met onsself kry, dan gaan ons bankbestuurder toe, of wat ook al. Mense, ons moet na die een toe gaan wat ons gemaak het, en dit is so belangrik. As ons gaan kyk na Jesus Christus, kan hy die job doen? Is Jesus Christus in staat daartoe, dat dit net Jesus Christus is? Mense, as ons gaan kyk in
Byvoorbeeld Johannes 1 vers 18, dan sê hy, Jesus Christus wat uit die boesem van die Vader gekom het. Mense, hoe meer werklik wil 'n mens dit hê, as dat Jesus Christus die werklikheid was. Kyk mooi, Jesus Christus het aarde toe gekom, maar kom ons kyk wie het aarde toe gekom, as hy praat in 1 Timoteus 3 vers 16. Hy sê, en onteenseglik, die verborgenheid van die godsaligheid is groot. Nou as hy praat van 'n verborgenheid, dan is dit iets wat net deur openbaringskennis oopgesluit kan word. Want dis verborgenhede. Hy sê, God is geopenbaar in die vlees, is geregverdig in die gees, het verskyn aan engele, is verkondig onder die heidene, is geglo in die wêreld, en is opgeneem in heerlikheid. Mense, so Jesus Christus was nie net 'n tweedaanse werklikheid of 'n plan B of wat ook al nie. Hy was die werklikheid. Hy was uit die boesem van die Vader. Mense, so Jesus Christus is genoeg. Hy is die werklikheid wat vir ons gekom het. Kom ons gaan kyk, as ons byvoorbeeld in 1 Korintiërs 10 gaan kyk, dan sien ons dat daar was skadewees gewees in die Ou Testament, maar dan was dit Jesus Christus gewees. Kom ons kyk hier, hy sê in 1 Korintiërs 10 vers 1, want ek wil nie hê, broeders, dat julle nie sou weet, dat ons vaders almal onder die wolk was, en almal deur die see deurgegaan het, en almal in Moses gedoop is in die wolk en in die see. Dis die skaduwee, net die skaduwee. Ek sê weer, 'n skaduwee is nie die werklikheid nie, maar hy wys na die werklikheid. Hy sê, en almal dieselfde geestelike spys geëet het. Kyk daai mooi, ons almal dieselfde geestelike spys geëet het in die Ou Testament. En almal dieselfde geestelike drank gedrink het, want hulle het gedrink uit die geestelike rots wat gevolg het, en die rots was Christus. So daardie rots wat God vir Moses gesê het, slaan hom, en hy sal vir julle water gee. En die tweede keer praat met hom, en hy sal vir julle water gee. Daardie rots wat hulle gevolg het, want ons weet Jesus Christus is die rots. Hy praat daarvan vir ons, hy skrif verduidelik dit baie mooi vir ons, dat die rots wat hulle gevolg het, was Jesus Christus gewees. So mense, dit is baie, baie belangrik. Kom ons kyk gou hierso na Johannes 6. Hy het nou die wonderwerk van die brode, vermeerdering van die brode gedoen, en nou kom hulle na hom toe. Nou sê Jesus vir hulle, weet jy wat, julle kom nie na my toe, omdat julle 'n antwoord soek nie. Julle kom na my toe omdat julle kos gekry het, en julle maage is met ander woorde die natuurlike vervulling gewees. Nou sê Jesus vir hulle, voorwaar ek sê vir julle, dit is nie Moses wat die brood uit die hemel aan julle gegee het nie, maar my Vader gee julle die ware brood uit die hemel. Jy sien, die hele Ou Testament is nie die werklikheid self nie, dit het gewys na die werklikheid. Die werklikheid het bykans 2000 jaar teruggekom, en die vorige lering daaroor gepraat, dit was 'n saad, en daardie saad het kom voortbring na sy soort. Hy sê, want die brood van God is hy wat uit die hemel neerdal, en aan die wêreld die lewe gee. Jesus self aan die woord. Hy sê, die ware woord is wie uit die hemel neergedaal, Jesus. En dan sien ons hier, hy sê, en aan die wêreld die lewe gee. Toe sê hulle vir hom, Here, gee ons altyd hierdie brood. En Jesus sê vir hulle, ek is die brood van die lewe. Wie na my toe kom, sal nooit honger kry nie, en wie in my glo, sal nooit dors kry nie. Dan gaan hy nou verder oor dit, maar belangrik, dan sien 'n mens hierdie werklikheid, wat ons ook na nagmaal gaan kyk, dan sien 'n mens, dat Jesus Christus was daardie brood wat uit die hemel neergedaal het, wat vir 3 miljoen daardie werklikheid van die lewe gegee het. Dan sien 'n mens hier byvoorbeeld in Johannes 8, dis alles goedjies wat nou net verduidelik word. Ek wil nou nie na die Ou Testament toe gaan, net sommer hier in die Nuwe Testament gou vir ons wys. Jesus was telke male het hy aan hulle verskyn in die Ou Testament. Nou praat hy hiervan in Johannes 8 vers 56. Praat Jesus en hy sê vir hulle, Abraham, julle vader, het hom verheug dat hy my dag sou sien, en hy het dit gesien en hom verbly. Abraham. Nou sê hy hier, toe sê die Jode vir hom, u is nog nie 50 jaar oud nie, en u het Abraham gesien? Jy sien, dit klink na malligheid. Jesus sê vir hulle, voorwaar ek sê vir julle, voordat Abraham was, is ek. En dan besef 'n mens dat daardie 3 engele wat na
toe Abraham daar by sy tent gesit het, net voor die Sodom en Gomorra, het 2 van hulle aangegaan na Sodom en Gomorra en 1 het agtergebly en daardie een was Jesus Christus. Kom ons kyk net gou, die vraag wat ek sê, moet ons gaan kyk na Jesus Christus plus my aandeel, Jesus Christus plus dit, Jesus Christus plus dit, Jesus Christus is genoeg. Hy sê, hierdie evangelie is die krag van God. En as hy praat, dan sê hy byvoorbeeld in 1 Korintiërs, ek dink net daar in 1 vers 18, hy sê, die boodskap van die kruis is wel dwaasheid vir hulle wat verlore gaan, maar vir ons wat gered word, is dit die krag van God. Jy sien, en dan in 2 Korintiërs 3, waar die skrif dan vir ons verduidelik, van die Ou Testament en die Nuwe Testament, dan skryf Paulus daar so in 2 Korintiërs 4 vers 3, dan sê hy, as hierdie evangelie nog bedek is hy bedek in die wat verlore gaan. Want die antwoord het gekom, by die eerste koms. Hy sê, wie gaan verlore? Hy sê, naamlik die ongelowiges. Met ander woorde, gelowiges is glo wat Jesus Christus aan die kruis vir hulle gedoen het, toe hy die ou mens weggevat het, en vir elke mens sy lewe gegee. Dis 'n gelowige. 'n Ongelowige is die een wat glo dat hy dit nog self moet doen. Nou, hoekom probeer mense dit nog self doen? Hoekom probeer hulle soos Jesus word? Hoekom probeer mense nog hulle lewens reg kry en probeer hulle self verbeter, terwyl daar 'n verbeterde lewe aarde toe gekom het en 'n lewe wat reg gekry is, die saad, die oorspronklike saad. In Hebreërs 1 sê die skrif vir ons dat God het die bloudruk uitgehou en dit is wat hy vir ons kom gee het. Jesus Christus, die eerste van baie broeders. En dan sien jy daai werklikheid dat mense probeer dit kry. Hoekom? Hy sê 2 Korintiërs 4 vers 4 in wie die ongelowig is, die God van die wêreld, hulle sinne verblind, sodat die heerlikheid van Jesus Christus nie op hulle sal skyn nie. Nou gaan kyk ons hier na Johannes 1, kom ons gaan kyk. Baie keer dan praat ons daaroor, dan sê die regering, ons moet teruggaan na grassroots toe. Praat ek met mense, dan sê ek, vergeet grassroots, kom ons gaan verby. Kom ons gaan heel in die begin. Wat was God se idee in die begin? Jy sien, as ons net by grassroots uitkom en ons al die mense wil raadpleeg en vir elke ou vra en elke burger nou 'n sê gee en wat ook al. Nee, dan is dit 'n deurmekaar spul soos wat ons tans het. Maar wanneer ons gaan kyk na die oorspronklike idee in die begin, God se idee, nou hoor wat sê hy, in die begin was die woord en die woord was by God en die woord was God. Nou wie is daardie woord? Onthou my vraag is Jesus Christus die werklikheid en is hy genoeg? Want ons Christen godsdiens is die enigste godsdiens waarin ons God reeds vir ons iets gedoen het. Die ander godsdienste hoop dat hulle God eendag vir hulle iets gaan doen as hulle dood gegaan het en voor hom gaan staan het. Nou gaan hy sê, hy was in die begin by God. Jesus Christus, die woord, nee. Hy sê, alle dinge het deur hom ontstaan en sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. In hom was lewe en die lewe was die lig van die mense. En die lig skyn in die duisternis en die duisternis het dit nie oorweldig nie. Mense, dit is die werklikheid. Nou kom ons gaan kyk net na die 14de vers, as ons wonder wie is die woord. Hy sê, en die woord het vlees geword en onder ons gewoon, en ons het sy heerlikheid aanskou, 'n heerlikheid soos die eerstgeborene wat van die Vader kom, vol van genade en waarheid. Dit is daai werklikheid wat vir ons aarde toe gekom het. Kom ons kyk wat sê Hebreërs 1 oor Jesus Christus. Hebreërs 1 vers 1 en 2. Nadat God baie keer en op baie maniere in die ou tyd gespreek het tot die vaders deur die profete, het hy in hierdie laaste dae tot ons gespreek deur die Seun, wat hy, God, as erfgenaam van alles aangestel het en deur wie hy ook die wêreld gemaak het. Die wêreld gemaak het. Met ander woorde, wie was hierdie werklikheid gewees as ons net daarna gaan kyk, dat God sê dat hy het die wêreld deur Jesus Christus gemaak. Kom ons kyk net na Hebreërs 11, vers hy praat in vers 1 tot 3, hy sê, die geloof is dan 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie, want daardeur het die mense van die ou tyd getuienis ontvang.
Deur die geloof verstaan ons dat die wêreld deur die woord van God toeberei is, sodat die dinge wat gesien word, nie ontstaan het uit sienlike dinge nie. Jy sien dat dit is die woord. God het met die woord gepraat. Wie is die woord? Die woord is die een wat vlees geword het en onder ons kom woon het. Mense is so belangrik dat ons na daai werklikheid gaan kyk. Regdeur die skrif wil dit vir ons verduidelik dat Jesus Christus was die werklikheid, die woord wat van die begin af daar was. As ons net gou na Genesis 1 gaan kyk, en hy sê in die begin het God die hemel en die aarde geskaap, en die aarde was woes en leeg, en duisternis was op die wêreld vloed, en die gees van God het gesweef op die water. Hy sê, en God het gesê, laat daar lig wees, en daar was lig. Toe sien God dat die lig goed was, en God het skeiding gemaak tussen lig en duisternis. Dan sê hy, en God het die lig dag genoem, en die duisternis het hy nag genoem, en dit was aand en dit was môre die eerste dag. Met ander woorde, die eerste dag was daai werklikheid van die skeiding wat hy gemaak het. Nou kom hy in die 14de vers, dan sê hy Genesis 1, en God het gesê, laat daar ligte wees aan die uitspansel van die hemel, om skeiding te maak tussen dag en nag, en laat hulle dien as tekens, sowel as vaste tye, as ook vir dae, sowel as vir jare. En dit was dan die son en die maan wat hy gemaak het. Nou wat was daar die eerste werklikheid? En ek het dit net nou so vinnig aangehaal, in 2 Korintiërs 3, praat die skrif daarvan, as hy praat van die evangelie wat nog bedek is die wat verlore gaan, naamlik die ongelowiges in wie die God van hierdie wêreld die sinne verblind het, sodat die verligting van die evangelie van die heerlikheid van Christus, wat die beeld van God is, op hulle nie sou skyn nie. Maar dan gaan hy verder in die 5de vers en sê, want ons verkondig nie onsself nie, maar Christus Jesus as Here, en onsself as julle diensknegte om Jesus ontwil. Hy sê, want God, wat gesê het dat daar uit duisternis lig moet skyn, dis Genesis 1, dit is hy wat in ons harte geskyn het om die verligting te bring van die kennis van die heerlikheid van God in die aangesig van Jesus Christus. En dan verstaan ons hoekom Paulus regdeur skryf in byvoorbeeld Efesiërs 1, wat hy sê dat God het ons voor die grondlegging van die wêreld uitgekies in Jesus Christus. So daardie werklikheid wat God gebring het. Kom ons kyk wat sê Kolossense 1 daarvan, vers 12. En die Vader mag dank wat ons bekwaam gemaak het om deel te hê aan die erfdeel van die heiliges in die lig. Hy wat ons verlos het uit die mag van die duisternis en oorgebring het in die koninkryk van die seun van sy liefde. Sien jy daai werklikheid? God se ewige voorneme wat hy opgeneem het in Jesus Christus. Hy sê vers 4, in wie ons die verlossing het deur sy bloed, naamlik die vergifnis van ons sondes, die verlossing van wat in Genesis 3, dit wat verkeerd geloop het, die sondeval, het ons nou daar die verlossing. Dis nie iets waarvoor ons vra nie. Dan praat hy van Jesus Christus, en sê hy vers 15, Kolossense 1, hy is die beeld van die onsienlike God, die eersgeborene van die hele skepping, want in hom is alle dinge geskape. Kyk mooi, in hom is alle dinge geskape, wat in die hemele en op die aarde is, wat sienlik en onsienlik is, trone sowel as heerskappye en owerhede en magte. Alle dinge is deur hom en tot hom geskape. Mense, baie belangrik. En dan besef ons in Genesis 1 het God gesê, laat ons mense maak. Met ander woorde, daardie werklikheid, dat Christus is die werklikheid vir elke mens. Hy sê, hy is voor alle dinge en in hom hou alles stand. Vers 18, Kolossense 1, en hy is die hoof van die liggaam, naamlik die gemeente, hy wat die begin is, die eersgeborene uit die dode, sodat hy in alles die eerste kan wees. Met ander woorde, mense, ons gryp so baie maklik na verskillende dinge en al die goede, maar dit is so belangrik dat ons besef dat Jesus Christus is die werklikheid. Alles het deur hom ontstaan. Hy is nou ons werklikheid, sodat hy in alles eerste kan wees. Nou, maar waar lê die probleem? Die probleem wat ons het, lê in Galasiërs 2. Kom ons kyk Galasiërs 2 vers 20. Want ons hele werklikheid wat ons in
baie van ons in groot geword het, is dat jy moet jou lewe aanvaarbaar kry, jy moet jou lewe reg kry. Nee, wat sê die skrif? Die skrif sê, jy moet uit die pad uitkom. Dit gaan nie oor jou nie. Jesus Christus is genoeg. Hoor mooi wat sê hy. Galasiërs 2 vers 20. Hy sê, ek is met Christus gekruisig en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Mense, dis ons hele werklikheid. As hy sê in 1 Johannes 4 vers 9, dat julle ken die liefde van God, dat hy sy seun vir ons gegee het, sodat ons deur hom kan lewe. Jy sien, ons probeer die dinge reg doen, maar die werklikheid is heel eerste jou keuse, want God werk met keuses van die begin af, om Jesus Christus aan te neem as jou lewe, want aan die kruis het God die ou mens, die vleeslewe, onthou ons was gees, siel, liggaam, met die sondeval, luister die Adam na die vyand, en ons word vlees, toes ons vlees, wat geen werklikheid gehad het nie, siel en liggaam. Christus kom, hy maak daar die vleeslewe dood, die ou mens, slaan hy aan die kruis vas, en hy gee vir ons weer sy lewe, gees. Hy sê in 1 Korintiërs 2 vers 12, hy sê, dat daarom het God vir ons sy lewe kom gee, sodat ons kan weet wat hy ons uit genade geskenk het. Met ander woorde, nou gee hy vir ons weer sy lewe, sodat ons weer volkome herstel kan wees, gees, siel en liggaam. Mense, so belangrik, maar die belangrikste, dis nie jy en Christus nie, dis Christus alleen. Ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my, en wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof, met ander woorde geloofsoortuiging, in die Seun van God, wat my lief gehad het, en homself vir my oorgegee het. Hy het dit gedoen. Hy sê, ek verwerp nie die genade van God nie, want as daar geregtigheid deur die wet is, met ander woorde, deur jou werke, as daar enige werklikheid is deur jou werke, hy sê, dan het Christus te vergeefs gesterf. Mense, is so belangrik, dat alles het deur Christus ontstaan. Christus was God se plan gewees. Hy het aarde toe gekom, ek het in die vorige lering daar gepraat, 'n demonstrasie gemaak. Paulus skryf selfs daar in Galasiërs 3, dan sê hy, o onverstandige Galasiërs, wie het julle betower om die waarheid nie te gehoorsaam nie? Julle voor wie se oë Jesus Christus afgeskilder is asof gekruisig. Hy's afgeskilder, hy sê, Engels sê, foolish Galatians. Met ander woorde, hy sê, jy's 'n fool as jy nie hierdie goed hoor nie, en hierdie goed glo nie. Mense, maar so belangrik, dat daar moet mense wees wat hierdie werklikheid verkondig. Nee, hoe kan hulle glo as hulle nie gehoor het nie? En hoe kan hulle hoor as daar nie iemand is wat praat nie? So ons moet oor hierdie afgehandelde werk van Jesus Christus praat. Hy is die werklikheid. As die skoen breek, vat ons hom na die skoenmaker toe. Die horlosie breek, vat ons hom na die horlosiemaker toe. As jou lewe nie vir jou in orde voel nie, gaan na die een toe wat jou gemaak het. Hy sê in 1 Petrus 5 vers 7, bring al julle sorge na my, want ek sorg vir julle. Jesus Christus, die antwoord vir elke mens. Amen.